Goeiemôre. Jy luister na die 26ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is: Kraaie oor koringvelde. Wheatfield with Crows word as een van Vincent van Gogh se grootste, mees aangrypende en emosionele werke beskou. 2/3 van die langwerpige skilderdoek is gevul met geel, windverwaaide koringlande. Maar jou oog word onmiddellik getrek na 3 paaie wat deur die koringland sny. Geen een van die 3 paaie lei na 'n duidelike bestemming nie. Hulle kronkel weg en versmelt met die koringland voordat jy kan sien waarheen dit lei. In die boonste derde van die skildery is die hemel 'n dreigende mengsel van lig en donkerblou. Die dreigende kleure druk swaar op die koringlande af. Dan is daar 'n swerm swart kraaie wat oor die landskap vlieg. Dit lyk of hulle wegvlieg, van links uit die koringland uit op al hoër, totdat dit regs in die donker hemelblou in wegvlieg. Tydens my eerste besoek in Amsterdam, het ek voor hierdie skildery gestaan vir ek weet nie hoe lank nie. Ek kon net nie ophou kyk daarna nie. Van Gogh se verftegniek word impasto genoem, verwysend na die swaar, dik aanwending van ink, wat die skildery 'n driedimensionele gevoel gee. Hy het nie alleen met 'n kwas geverf nie, maar duidelik met iets soos 'n paletmes die verf aangebring in diep slote. Op plekke lyk dit of hy 'n buisie verf geneem en dit so uitgedruk het op die doek. Natuurlik op meesterlike wyse. Dit is werklik aangrypend om te sien. Diegene wat die voorreg gehad het om dit self al te kon aanskou, sal presies weet waarvan ek praat. Die skildery het my so aangegryp dat ek 'n afskrif daarvan huis toe gebring het, dit mooi laat raam het, waar dit nou in my spreekkamer hang. Die skildery is nie net 'n uitbeelding van 'n toneel nie, maar van die skilder se innerlike landskap. Enigeen wat die lewensverhaal van Vincent van Gogh ken, sal weet van die innerlike stryd wat hy sy lewe lank gevoer het. Hierdie skildery was die voorlaaste een voordat hy ongelukkig in Julie 1890 sy eie lewe geneem het. In 'n brief aan sy broer Theo het hy na hierdie skildery verwys, na die uitgestrekte koringvelde onder onrustige lug, as 'n beskrywing van sy eie, wat hy noem, uiterste droefheid en eensaamheid. Ons moet egter onthou dat hy teen hierdie tyd reeds vir 'n tyd lank onder behandeling was in 'n psigiatriese inrigting, in Mei van daardie jaar ontslaan was en toe onder toesig van 'n mediese dokter gebly het. Sy gemoed was wisselvallig. Hoewel hy dus die ervaring van droefheid ervaar het met die skilder van hierdie uitbeelding, van hierdie landskap, dra dit ook die betekenis van hoop en verwagting. As dit nie so was nie, het hy die skildery eensydig in donkerte gehul. Maar uit sy verhaal weet ons dat hy, terwyl hy die droefheid beleef het, ook met 'n diepe hoop in hom geleef het. Hy was ook 'n gelowige. Ons vind iemand hier wat sy lewe lank gesmag het na liefde, na vriendskap, na geborgenheid, na sin. Juist dit alles, die stryd tussen lig en donker, word alles so mooi uitgebeeld in hierdie landskap. Hierdie skildery en die lewe van Gogh het my so aangegryp, dat ek op 'n tyd hierdie gedig geskryf het. Waarom sou jy die koringveld in somber kleure vermeld? Aan wie sou jy daardie oomblik dink? Aan haar gesig, wat in die donker wolke blink? As alles anders om jou so donker is. In die briewe aan jou broer noem jy die stryd wat jy moes voer, van die eindelose soeke na 'n vriend en 'n beminde, wat jy in Saint-Remy sou vind, in die arme en die blinde. Ek vermoed, ons is almal maar net dromers, elk met 'n onvervulde wens.
Aan elke droomverlore somer het die herfs helaas gegrens. Waarom sou jy die koringveld in somber kleure vermeld? As jou hoop juis in die kleure lê, wat sou die kraaigedaante sê? Wat donker uit jou skilderkwas oor ligte koringvelde kras. Met die verfkwas in jou hande, wou jy die wêreld mooier verf. Maar deur die dowwe glas, het jou moe oë bly swerf, om in Julie 1890 vir die laaste keer te sterf. Ek weet, ons is almal maar net dromers, elk met 'n onvervulde wens. Aan elke droomverlore somer het die herfs helaas gegrens. Die verwysing na die dowwe glas is na die woorde wat hy aan sy broer geskryf het, toe hy gesê het, dit voel vir hom of hy deur 'n dowwe glas kyk. Natuurlik 'n verwysing na 1 Korintiërs 13. Die skildery in my gedig klink miskien droewig, veral hier op 'n maandagmôre, maar dit is nie vir my nie. Vir my is die lewe van Van Gogh nie iets om van weg te kyk nie iets om te vermy nie, maar om te sien. Sy skildery hou vir my geen tragedie in nie. Dit is vir my 'n beskrywing van die lewe, elke dag se lewe. Die helder geel koringvelde is simbolies van lewe. Dit is die landskap waarin ons leef, met die gawe van versorging, van kos, van sonlig, reën, lewe. Ja, daar is die donker wolke, en soms pak dit onheilspellend saam. Maar dis juis ook die wolke wat die reën bring. En dan is daar die paaie, 3 van hulle. Watter een sal ek kies? Die feit dat ek nie kan sien waar hulle heen lei nie, is nie ontstellend nie. Is net beskrywend van die lewe. Nie een van ons weet hoe môre lyk nie. Die groen gras op die paadjies herinner my aan die groen weivelde en die waters waar daar vrede is. 'n Gebed, lei my daarheen. En kraaie het dubbele betekenis. Kraaie dra soms die simboliek in hulle swart gewaad van dood, verlies of onheil, maar nie noodwendig nie. Die kraai was die voorspel van die wit duif wat die olyftakkie vir Noag gebring het. Kraaie het op bevel van die Here vir Elia in die woestyn versorg. Indien die kraaie onheil verteenwoordig, vlieg hulle in elk geval weg, die verte in. Wat ek sien as ek na hierdie skildery kyk, is die hoop wat tog in Van Gogh geleef het op hierdie stadium, en die hoop wat in my leef. Ek het donderdag en Vrydag gepraat oor die temas, die gawe van ek en ek is die probleem. Albei word in hierdie skildery saamgevat. Die skildery hang in my spreekkamer, want dit is 'n teken vir my, maar ek hoop vir elkeen wat daar inkom. Daar is soms donker wolke in die siel. Dit verteenwoordig my eie stryd, my eie worsteling, my eie moedeloosheid soms. Die worsteling om sin te maak van alles in hierdie lewe. En die kraaie wat met tye donker oor my landskap kom kras het. Maar die donker wolke het elke keer weer reën gebring. God het vir my uitkoms gegee. En die paaie, dit is my keuses. Ek het altyd 'n keuse. En daar is 3 paaie op Van Gogh se skildery. 3 in die Bybel is 'n heilige getal. Ek het altyd 'n keuse. Kom ons bid op hierdie maandagoggend dat die Here ons hiermee sal help. O Hemelvader, U alleen weet by wie hierdie boodskap vanmôre uitkom. Diegene wat huppel en lag deur die ligte koringvelde. Maar die wat moedeloos is, vir wie dit voel of die paaie opgehou het, en vir wie dit voel of die swart kraaie oor hulle lewe kras.
Ons bid vir mekaar in hierdie oggend. Ons sluit ons oë in gebed hier voor U en bid dat U met elkeen sal wees, wat so soekend en verlangend is, na liefde, na vriendskap en U troue nabyheid. Aan die begin van die week op hierdie maandagmôre, kom kniel ons voor U. Wees U ons hulp, wees U ons bystand en ons redding. Laat U lig snags ons voorgaan, dat ons kan sien waarheen ons gaan, en 'n wolkkolom bedags, dat ons weet waarheen ons moet loop. Dankie vir U goedheid en U guns, elke dag van ons lewe. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.